hy rekord nou. Actually. Soos regtig. Soos actually. Ek gebruik nou net 'n voorbeeld, okay? 'n Voorbeeld. Ja. Okay, sê vir my. Die ding is, Jesus beskerm ons. Die ding is, Jesus beskerm ons almal, ons kinders. Ja. Ons Jesus, kinders. God. Okay, maar as jy nou as ek vir jou moet vra om hierdie vraag te antwoord, né? Ja. Hoe sal jy hom antwoord? As ek vir jou sê, Wat sou ek hoekom doen jy, wat is die rede hoekom jy goeders doen? hierdie is 'n trikkie een. 'n Trikkie een. Ja. Okay. Wat het hom gesê? Wat is die rede hoekom jy goeders doen? Hoekom jy skool toe gaan? Hoekom jy rugby speel? Hoekom jy oulik is met mense? Wat is die rede vir dit? Jesus. Is Jesus die rede? Of God? Mooi. Nee. Okay, Barry, dankie. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Hallo vriende, hoop dit gaan goed met julle vandag. Probeer ons 'n bietjie iets nuuts. Want om eerlik te wees met julle was dit 'n crazy week sover. En ons het net nie daarby uitgekom om 'n video op te neem nie. Ons het gaste gehad wat sou gekom het en 2 mense inteendeel en toe daar iets voorgeval wat veroorsaak het dat ons nie kan opneem nie en ek en Julian, my hoe sal ek sê my mede gasheer. Ek het vir hom gesê, moenie worry nie, dis fine, want ons het video's opgelyn en ja, toe gebeur dit nou nie. Ek het toe gister gesit en 'n video opgeneem en ek was net nie gelukkig met die uitkoms nie. Ek voel dit het nie uitgekom soos ek graag wou nie. En hier is ek nou en ons probeer iets anders, ons probeer iets nuuts, want ek gaan redelik baie aan skrif raak in hierdie gesprek. Nou in hierdie gesprek gaan ek praat oor intensie en motief en dit is iets wat op my hart lê die laaste ruk. Erg op my hart lê, druk op my hart en so ja, voor ek daarby kom, wil ek net vir julle sê, probeer om te bly by die einde. Ek gaan probeer om alles by mekaar te bring en dit gaan dalk op punte nie sin maak nie, want my eerste probeerslag het vir my so gevoel. En ek dink ek het hom redelik alright by mekaar gebring, maar ek was net nie gelukkig daarmee nie. So ja, nietemin, ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van hierdie kanaal, van hierdie show, die Huntsman Show, en hierdie show bestaan bloot om mense, om God te verheerlik, om mense se stories te deel, om mense hopelik net na Christus toe en na die woord toe en na die waarheid toe te wys. So welkom hier, as dit jou eerste keer is, baie welkom, as dit jou tweede, derde, vierde, vyfde keer is, baie welkom terug. Sorry vir die geraas, soos ek sê, hierdie opname is uit noodlottigheid, ek het geen ander keuse nie, dit is dinsdagmiddag en hierdie video moet môre uitgaan. So ek rekord nou, die kinders sit hier oorkant in ons movie room en kyk 'n fliek, want hulle is almal siek, boonop alles. So ja, dit is crazy, maar anyway, ons kom by die gesprek. Wag, voor ons daar kom, asseblief, like, comment en subscribe, en dan het ek 'n versoek om terug. As julle weet van mense wie se stories, wat graag hulle stories sal wil deel, of wat op die show sal wil kom en gesels, asseblief, stuur hulle in ons rigting, sit ons in kontak met hulle, dit sal vir ons baie help. En ja, terwyl julle nou is, as julle so gelei voel, los 'n like, los 'n opmerking, subscribe as julle wil. Ons kruip so nader aan 2000 subscribers en ons is dankbaar, en vir ons gaan dit nie oor die getalle nie. As dit het ons al lankal opgehou, ek beloof vir julle, maar dit doen nie, en dit is iets wat ek gaan bespreek in hierdie video ook. En
So die topic, die onderwerp van hierdie video is motief, intensie. Hoekom doen ons goeders? Hoekom doen ons wat ons doen? Nou as ek dit moet terugbring na myself toe, en hierdie is nie net 'n vraag vir myself, hier is 'n vraag wat ek graag aan julle wil rig. Dit is 'n vraag wat ek graag aan pastore wil rig, leiers wil rig, onderwysers, werkgewers, CEOs, werknemers, wat ook al, wie ook al, dokters, wat ook al jy is. Hoekom doen jy wat jy doen? Wat is jou motief? Wat is jou intensie? Wat is die rede vir jou om te doen wat jy doen? Nou, as dit by my kom, en die Huntsman Show is bloot 'n bediening vir my, en vir die mense betrokke. En ek het 'n cool storie om julle te vertel, ek hoop ek onthou, maar in elk geval, my werk is bemarking. Ek help mense met bemarking grootendeels mense oor see in Amerika, en ek help hulle met handelsmerke en bevestiging van handelsmerke en hulle posisionering in die mark en hoe om hulle handelsmerk uit te kry en beter te laat lyk en voor te sit en sovoorts. En dit is my werk, dis hoe ek inkomste genereer en ek is so dankbaar want die Here bless my regtig met dit. En ja, maar as julle van nog mense weet wat iemand soek in my rigting, laat weet my asseblief, maar dis nie hoekom ek hierdie video doen nie. Die Huntsman Show is aanvanklik, nou baie van julle weet al hierdie, maar die van julle wat nie weet nie, die Huntsman Show is aanvanklik begin om 'n handelsmerk daar buite te sit, die handelsmerk van Huntsman. So Huntsman Premium was die brand se naam, en ek en 'n vriend het dit saam begin, so hy is my vernoot, en ons het 'n klomp geld in dit ingesit, en ons het product development gedoen, en market research, en klomp staf, en ons het gesien, daar is 'n gap, dis 'n baie smal nou, 'n gaping, maar as ons dit reg doen, dan kan ons hierdie gaping vat, en ons kan dit dalk maak in Suid-Afrika as 'n handelsmerk. En een van ons aanvanklike of vroeë idees was om 'n podcast te begin, om te praat oor man wees, want Huntsman was gemik op mans. En dit was soos 2-3 episodes in, en ek besef, man, hierdie ding gaan nie uitwerk soos ek graag wil hê dit moet uitwerk nie. En want die feit van die saak is, as ek dit nie kan grond en kan fondeer op die skrif, op die waarheid, op die woord van God, wat ek glo die enigste antwoorde het vir ware man wees, ware vrou wees, wat ook al dit is, vir mens wees, dan gaan hierdie gesprekke nie werk nie. En so het God ingekom en hierdie ding so vinnig verander van ietsie wat oor myself gegaan het, wat my motief was om 'n handelsmerk te bemark, gevat na 'n ding toe wat holisties mense terugwys na hom toe. En soos ek aan dink, is ek net weer eens stom geslaan, en amazed oor hoe awesome dit is, en hoe dankbaar ek is om deel te kan wees van hierdie ding. Ja, so dit het gegaan van 'n baie selfsugtige motief na 'n baie onselfsugtige, selfless motief, van myself, my handelsmerk, na God, en wat God vir mense, en ontmoeting wat hy wil hê met mense, en dit is net awesome. En in hierdie 3 jaar tydperk wat ons nou al besig is, het dinge soveel verander. Ek moes kort myself terugbring na 'n plek toe van, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor Huntsman nie, dit gaan oor God. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor Huntsman nie, dit gaan oor God. Kort moet ek myself herinner. Kort het ek ook amper in hierdie ding vasgesit van, en in hierdie 3 jaar wat ons nou besig is, het ek deur tydperke gegaan wat ek gevoel het ek wil opgee, wat ek myself vra, hoekom doen ek hierdie? Wat is die rede? Wat is die doel van dit? Maak dit regtig 'n verskil? En dis waar hierdie storie nou actually inkom, want elke keer wanneer ek in daai gevoel inkom van, is ek besig om 'n impak te maak in mense se lewens? Is die show besig om 'n impak te maak in mense se lewens? Werk God actually deur hierdie video's wat ons uitsit? So elke keer stuur God elke keer vir my iemand om dit net vir my weer te bevestig, en dit is net hoe getrou hy is, en ek vra vergifnis so baie vir hom, dat my geloof so min is. Ek wonder hoeveel keer was ek al aan die boot op die see saam met Jesus, en hy moet vir my sê, you of little faith.
In elk geval, die laaste keer wat nou onlangs was, ekskuus, stuur 'n vriend vir my 'n voice note, en hy sê, hoor jy, ek wil net vir jou die storie vertel. Hy sê vir my, hy stap die ander dag, want hy's 'n ingenieur, en hy stap die ander dag by 'n kantoorblok in, of by 'n besigheid in, en hier sit een van die kantoordames of ontvangsdames en kyk 'n episode van die Huntsman Show, en dis cool, want hy was al op die show, hy was al 'n gas op my show, PG Whelan, julle kan sy video gaan kyk, en hulle begin nou toe hier daaroor praat, en sy sê net vir hom, hoorie, die show beteken vir haar so baie, en dit het haar lewe so positief beïnvloed, vandat sy dit begin kyk het, en ek is net soos, dit gaan nie oor my nie, ek sê dit nie vir julle om, ek is cool en ek's amazing nie, maar net oor hoe God die kleinste goedjies kan gebruik vir sy heerlikheid. So ek is so dankbaar, en ek wou net graag dit met julle deel, want dis die laaste geval, en die varsste op my brein van hoe God net weer bevestig dat ek doen actually die regte ding, ek is gehoorsaam aan hom, ek moet aanhou om te doen wat ek doen. En in elk geval, in hierdie tyd, wat ek nou so 'n bietjie getwyfel het oor die show, en hoe wat 'n impak het en alles, is dit waar hierdie motief en intensie ding vir my baie opvallend begin raak het in my gedagtes van, doen ek dit vir die regte redes? Gaan dit oor my of gaan dit oor God? Ek weer eens in daai, soos ek sê, in daai kind of skram, as ek dit losgemaal van nie emosies nie, maar van onsekerheid van, is dit ek of is dit God? Waar gaan dit eintlik? Wil ek famous word? Wil ek mense bereik? Wil ek geld maak uit, of wil ek die koninkryk bereik? En dis die vraag wat ek kort van myself moet vra, en ek glo dis 'n goeie ding. Ek glo ons as, en nie net ek nie, en ek wil myself nie as 'n geestelike leier noem nie, maar ons wat in posisies is, waar mense na ons, wat ook al dit is, wat ons uitsit, kyk, en dit sien as vullend of voedsel, dink ek moet kort in 'n plek wees van selfondersoek, en vir die Here vra, Here, is ek nog op die regte pad? Doen ek nog steeds die regte ding? En daar kom hierdie motief ding weer op, en hierdie intensie ding weer op, en ek besef soos, ek dink ons so baie mense wat goed vir die verkeerde rede doen. En ek is baie keer een van daai mense. En ek wonder, soos, jy weet, die vraag kom op, soos, hoekom bou ouens 'n 50 miljoen rand gebou om kerk in te hou? Wat kon hulle nie meer met daai 50 miljoen rand gedoen het, nie? Man, as God regtig dit op jou hart gelê het om 'n 100 miljoen rand se kerk te bou, great. Niemand kan dit bevestig nie, en dit bring my weer eens terug na die motief en die intensie toe, want ek dink so baie van ons, so baie Christene, gebruik God as 'n verskoning vir hulle eie begeertes. So baie van ons, en ek is baie keer skuldig hieraan, ek is, en ek wil eerlik wees hieroor, want ek wil graag vir julle hierdie ding lees, wat ek vandag raak gelees het, wat regtig vir my nogal amazing was, en dit is so ou wat ek volg op Facebook, Trevor Sheets, en ek love sy posts. In elk geval, hy sê hierso, if you want to walk in the spirit, you must reject punt nommer 1, the desire to seek the approval of the world, the secret sins that you try to hide from God, and selfishness that puts your desires above the desires of others. En ek wonder net so by myself, soos, hoeveel keer van ons, hoeveel van daai boksies tik ons regtig? Is ons regtig besig om ander mense se begeertes en behoeftes bo ons eie te sit? Is ek besig om dit te doen? Is daar iets wat ek probeer wegsteek van God of van mense? Die Bybel sê, die goed wat ons in geheim doen, gaan eendag van die dakke van die huise afgeskree word. So is daar ietsie wat ek op risiko is van, dat dit geskree gaan word van die rooftops af. En dan soek ek die aanvaarding van die wêreld, van die mense om my. En hierdie is vir my so spot on. En ek wonder net soos, hoeveel van hierdie ouens wat 50 miljoen rand kerke bou, of wat
so-called prophets is, of self-proclaimed prophets is, of hierdie nuwe beweging wat nou weer vlam vat in Amerika, van hierdie mense wat begin skit in die teenwoordigheid van pastore en omval en alle goeters. En ek dink net soos die Bybel sê, daar is orde in die woord van God. Nou, ek het 'n paar goeters, ek gaan hierdie, kom ons kyk actually, wat sê die Bybel. Hierdie is 'n baie cool tool, en wat julle definitief kan gebruik, dit is Open Bible Info, openbible.info. Maar ag, vir order, but all things should be done decently and in order. Soos ek sien nie die order in iemand wat val en skit in die kerk, nie, en mense wat gil en skree, en ek dink dit is God, ek dink dit is goddelik, nie. Ek dink geensins dit is goddelik nie. Die evidence is net nie vir my daar nie. Jy weet eens hier ook, for God is not a God of confusion but of peace, as in all the churches of the saints. As ek 'n non-believer is en ek stap in hierdie kerk en ek sien 'n klomp mense rondval en gil en skree, ek sal uitfreek, eerlikwaar. Ek sal uitfreek. En ek seker daar is mense wat al baie uitgefreek was as hulle in sulke kerke instap. En ek dink ek sal loop. Ek sal bloot net loop. So ek dink net soos, in 'n geval, hierdie gaan nie eintlik oor hierdie mega churches en oor hierdie goeters nie. Al wat ek sê is, wat is hierdie mense se motief? Wat is die intensie agter wat hulle doen en hoe hulle optree en hoe hulle goeters doen? En om hierdie is nou 'n groot skaalse voorbeeld, maar kom ons gebruik 'n klein skaalse voorbeeld. Kom bring jy vir jou vrou blomme huis toe. Kom sluit jy op pad huis toe. Ek gaan vanaand McDonald's koop want ek wil my vrou 'n breek gee van die kombuis af, of ek gaan nou haar kar gaan was, of ek gaan saam met my laaitjie gaan balpas, of ek gaan met hom gaan skop by die skool, of wat ook al dit is. Wat is jou motief agter jou aksies? Wat is die fondasie? En dit is eintlik 'n beter beskrywing vir dit. En wat is die intensie en die fondasie? Wat is die fondasie van waaruit jou aksies gedoen word? Dit is die ding waarop dit vir my neerkom. Ek het 'n ou wat my gekonfronteer het die ander dag oor een van ons video's, en ek gaan nie sy naam noem nie, ek gaan ook nie diep in die storie ingaan nie. Maar toe ek al wegloop, toe kan ek nie help om te wonder, soos, wat was jou intensie nou gewees met hierdie gesprek? Soos, ek kom baie mense te wat my probeer aanvat oor goeters wat ek sê. Nou, eerstens, teregwysing, 100%. Ek het dit actually gaan, correction. Ek het dit actually gaan soek, en ek love correction. Ek glad nie teen dit nie. Ek wil hê mense moet my teregwys. Ons sê dit in elke video, asseblief comment as ons 'n fout maak, of as iets is waarmee julle nie saamstem nie, of as julle dink ons sit die pot mis, en ek doen dit weer, want alles wat jy hoor, of dit nou in jou kerk is, of dit in 'n ander kerk is, of dit op TV is, en of dit by my is, en wie ook al jy kyk, gaan toets dit met die woord, asseblief. Like the good Bereans, they tested it with what was written. Doen dit. Alles wat ons hoor, alles wat ons sien, waar ook al dit is, want mense maak foute. Of jy nou jou pastoor vertrou of nie, toets wat hy sê met die woord. Ek was al in baie kerke waar die ou 'n great pastoor is, en hy maak 'n fout. En dan hoef jy nie saam met hom te stem nie, gaan toets dit in die woord. Maar dis nie te sê, ek gaan met hom gaan praat na die tyd, sê, hoorie, jy het dit verkeerd gemaak, jy het dit verkeerd gedoen nie. Ek glo nie noodwendig dit is liefde nie, ek ken nie ou van geen kant af in 'n geval nie, maar in 'n geval, hierso, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates reproof is stupid. Ek wil nie stupid wees nie. For the moment all discipline seems painful rather than pleasant. En dis waar, en dis nie lekker nie, maar ek soek dit. But later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Daar's so baie verse en dele in die Bybel wat praat oor correction en discipline, en ek soek dit. Maar dit gaan oor jou motief, dit gaan oor jou intensie, en dit gaan oor jou die hart en die fondasie. Eintlik, dit gaan oor die fondasie van, kom dit uit 'n fondasie van self, of kom dit uit 'n fondasie van liefde, van woord, van waarheid, van Christus? Want ek glo vir jou, as dit uit jou fondasie van self uitkom, net omdat jy 'n punt wil bewys, of net omdat jy wil reg wees, net omdat jy eintlik iemand wil verkeerd bewys, dan gaan jy net skade doen.
En ek dink soos baie keer in sulke gevalle dink ek aan Jesus wat vir die fariseërs en die skrifgeleerders sê, woe to you scribes and Pharisees. Nee, hy sê julle is experts of the law. Maar julle boast in man-made traditions. Dit gaan nie meer oor die woord vir hulle nie. Dit gaan nie meer oor die instruksie en hoekom die instruksie belangrik was nie. Dit gaan net oor dat mense dit moet doen. Daar's 'n rede hoekom God vir die Israeliete 600 en hoeveel wette gegee het. Kom ons kyk gou. So terwyl ons nou besig is. How many laws were in the Mosaic Yes, ek hoop ek spel dit nou reg. Law. So 613 laws are divided into 365 prohibitions corresponding to the days of the solar year and 248 positive commands mirroring down our bones in the human body. Okay, dis cool. Nee, net om dit te lees. Dis cool. Maar die 630 wette, daar's 'n rede hoekom God vir die Israeliete daai 630 wette gegee het. En as jy gaan kyk in konteks daarvan, is hy baie van daai tradisies van daai tyd en die gode wat hulle gewoond aan was, omdat hulle uit die land van Egipte gekom het, verstaan, hy moes baie van daai goeders afbreek en eintlik 'n mensdom weer herbou van niks af nie. Want ek dink grootendeels baie van die 2-3 miljoen Israeliete wat uit Egipte uitgekom het, het nie meer geweet wie God is nie. Hy moes homself amper weer van vooraf aan hulle voorstel. So hy gee vir hulle die 10 gebooie, nê, in Exodus. En dis eintlik maar 'n samevatting, maar hy besef later, dink ek, jy weet, God besef soos nie besef nie. Hy's God, ek dink God is nooit onkant gevang nie. Maar later gee hy vir hulle die Levitical, die Mosaic law. Jy weet, die 613 reëls eintlik nou maar wette van jy moet nie vark eet nie, jy moet nie jou saadies skeer nie, wat ook al dit alles is, jy weet. Ek ken regtig nie al die wette nie. Ek moet dit dalk bietjie gaan opswat. Ek is skuldig daaraan. Maar geval, ek wil nie in die wet ingaan nie, dis 'n video vir 'n ander tyd, maar die ding is, die rede hoekom hy dit vir die mense gee het, want dit is goed vir hulle. Jesus sê, God gee vir ons die 10 gebooie, want dit is goed. Dit is goed. Dit is soos, love the Lord your God with all your heart. Jy weet, you will have no other gods beside me. Dit is al moenie don't commit adultery, honor your father and your mother, don't steal, don't kill, jy weet, dit is alles goed vir jou. As jy daai goeders doen, is al slegte nagevolge. As jy dit nie doen nie, dan is jy fine. Dis die ding, is soos God vir ons sê, soos, by my kan jy rus vind, ek is die een waarop jy moet fokus, dis die eerste en belangrikste wet. Daar bel iemand my nou, dat ek my trein of wat heeltemal verloor. Okay, en so kom Jesus toe nou, en hy kom leef as 'n samevatting van hierdie wette, van hierdie reëls, van hierdie goed wat Israel so gewoond aan was, wat in hulle kele afgedruk, geforseer was deur die skrifgeleerders en die wetgewers en jy weet, die law of Moses, en gou hier kyk wat, ek het 'n law iewers ook bietjie navorsing gedoen, in elk geval. So hier sê hulle, so the law is holy, nee, ek is vir die wet, maar ek sê vir die manier hoe mense dit gebruik nie, net soos Jesus nie was nie. And the commandment is holy and righteous and good, nee. What then shall we say, wat Paulus skryf in Romeine is, that the law is sin? By no means, yet if it had not been for the law, I would not have known sin. So Paulus sê eintlik vir ons, die wet is daar om vir ons te wys wat is reg en verkeerd, nee. Wat is sonde? Maar dis nie die ding wat ons moet dryf nie. Dis die ding, dis nie die dryfkrag nie. I would not have known sin, for I would not have known
what it is to covet if the Lord had not said, you shall not covet. Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Yeah. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. En hierdie is my amper die punt waarop ek wil rus, is, daar's baie skrif oor dit, nee, maar hierdie ding is vir my soos, wat is die punt van die gospel? Dis eintlik waarby ek wil uitkom, maar Jesus, gaan lees, ek wil vir die ouens sê, gaan lees net weer Jesus se die gospels. Gaan lees net weer die gospels. Gaan kyk net hoe Jesus opgetree het om hierdie skrifgeleerders en scribes en pharisees, soos hy sê. Gaan lees net weer hierdie goeters en gaan kyk wat het hy gedoen. En dit bring my terug na intensie en motief. Jesus het gekom met 'n sekere doel. Hy het gekom om in grace and truth, maar hy het ook gekom om die law te volbring. Hy sê the law was fulfilled. Nee, die law is volbring deur Jesus. En hy het die prys kom betaal wat niemand van ons kom betaal nie. Sy opdrag aan ons, die laaste opdrag wat hy aan sy disippels gee was, kom ons soek dit, dis Matthew 28. I say, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth was given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Dit is die laaste opdrag wat Jesus aan sy disippels gegee het. Daai opdragte is oorgedra deur die kerk aan ons. Hierdie is die punt. Die hele Bybel, van Ou Testament tot Openbaring, van Genesis tot Openbaring, wys na Jesus toe. Dit is die punt van alles. En wat is ons motief in wat ons doen? Wys ons ook na Jesus? Of wys ons na onsself? Of fokus ons op rykdom? Fokus ons op... Jy kan ander fokuspunte hê, maar ultimately moet dit gaan oor Jesus. So die ding is, dis moeilik, ek sê dit weer, dis moeilik om intensie en motief te meet. Dis moeilik om vir jou 'n antwoord te gee, want daar is nie regtig 'n antwoord nie. Daar is nie regtig 'n sekere manier van wat ek vir jou kan sê, hoe om seker te maak dat jy is besig om die regte goed te doen en dat jy die goed doen wat jy doen vir die regte redes nie. Nou, ek het 'n ministry en ek het 'n besigheid en dit is dalk my roeping. En jy is dalk 'n dokter of 'n onderwyser of 'n ontvangsdame of wat ook al dit is, 'n coach. En dit is nie te sê jy moet 'n ministry hê nie. Waar ook al jy is jou ministry en wat ook al jy doen is jou ministry. Ons is voorberei om te doen wat ons moet doen. En dit gebeur net as ons een ding reg doen. En as jy gaan kyk op Bible Info, dis interessant want ek het net bietjie gaan motive gaan intik. What does the Bible say about motive and what does the Bible say about intention? En die eerste paar wat opgekom het is nogal opvallend. En as jy in Hebreërs 11:16 gaan lees, dan sê dit, and without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Nee? As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen, for the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. So whether you eat or drink, or whether you do all to the glory of God. Veridian. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Geen om wat het is nie.
Geen om wat het is nie, to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience bearing with one another, in love, eager to maintain the unity that the Spirit in the bond of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism. Hierso. Let our eyes look directly forward and your gaze be straight before you ponder the path of your feet. Wat Salomo hier skryf. Then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or turn to the left. Turn your foot away from evil. In all things I have shown you that by working hard in this way we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive, but I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Rise, let us go from here. Dis Jesus. Mense, al wat ek vir julle wil sê is, as jou oog gefokus is op Jesus, as jou oog gerig is op Jesus, soos die wysste man nog ooit sê, ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Let your eyes look directly forward. As ons oë op Jesus gerig is, as ons oë opgerig is na Jesus, as ons hom soek in alles wat ons doen, geen om wat het is nie, dan gaan ons motief en ons intensies gesentreerd wees en gefondeer wees op hom. Ons gaan nog steeds foute maak. Ek maak baie foute, baie meer as wat ek sal like om te admit. En die ding is, al hierdie goed, al hierdie argumente, al hierdie aksies, al hierdie goed waarmee ons nie saamstem nie, dit beteken niks, as dit nie gefondeer is, as dit nie gebou is, as die fondasie nie die rots is nie. So ultimately, op die einde van die dag, bou ons op die rots, of bou ons op die sand? Bou ons op self, of bou ons op selfless? Bou ons op sand, of bou ons op die rots? Bou ons op ek, of bou ek op Jesus? Bou ek op my kennis, of bou ek op God se wysheid? Bou ek op my waarheid, of bou ek op die waarheid? So ek wil jou vra, is jou oog gerig op Jesus? Want as jou oog gerig is op hom, dan is jy fine. Dan is jy fine. Hier is nog 'n ding wat ek vir julle wil lees. Ja, ek kry dit nie nou nie. Maar ek wil hê, ons moet ophou kyk na die dinge van die wêreld. Ons moet ophou kyk na die goedkeuring van mense. Ons moet ophou kyk om mense te verkeerd te probeer bewys, om mense te probeer oortuig. Dit is nie waar dit gaan nie. Ons moet fokus op die koninkryk. Ons moet fokus op wat Jesus vir ons gesê het om te doen, op die opdrag wat hy vir ons gegee het. Dit is die punt van dit alles. En ek het dit in die laaste klomp video's, is dit die ding wat die Here so op my hart lê, is dat ons moenie die punt van die gospel vergeet nie. Daar's so baie YouTubers en Christene en predikante en kommentators en goeters wat hulle hele bedienings bou daarop om mense te korrigeer. Nou weer eens, ek sê dit, korrigering, daar's niks fout daarmee nie, maar dit is nie die punt van die gospel nie. Ja, die Bybel sê, do not take part in the unfruitful works of darkness, instead expose them. Maar dit is nie die punt van die gospel nie. Dit is nie die be all end all van die gospel nie.
die punt en die crux van die gospel is wat Jesus vir ons sê. Hy sê, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." Dit is die punt van die gospel. Die punt van die gospel is, wat ook al ons doen, waar ook al ons is, moet ons gereed wees om ambassadeurs te wees vir Christus. Nou ek misluk hier in baie. Julle moet my nie verkeerd verstaan nie. Dit is nie wat ek hier probeer sê, is dat ek het altyd reg kry. Maar dit is juist die punt. Ek dink al tye wat ek faal, wat ek misluk, was ek nie noodwendig in 'n postuur van diens nie. Ek was in 'n postuur van ontvang. Ek was nie in 'n postuur van gee nie. En ek wil dit graag wees, en with faith, hierso, ek dink dit is hier in, hierso, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen, for the things that are seen is transient, nee, dis nie dit nie, goodness, waar is hy? Hierso, sorry. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak, and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, "It is more blessed to give than to receive." Is ons in 'n postuur van diens, van gee, of is ons in 'n postuur van ontvang? En die ontvangpostuur gebeur meer in 'n tyd waar jy in jou binnekamer is en alleen met die Here is. Ek wil nie te veel daarop ingaan nie. En ek wil nie te diep in hierdie ding induik nie. Ek wil net hê ons moet regtig bietjie begin dink oor in ons rolle en in die sirkels en kringe en plekke waar ons beweeg. Is ons gereed? Is ons gereed om die koninkryk te verkondig? Is ons gereed om daai in liefde, teach the truth in love, is die woorde van wat geskrywe staan, the truth in love. En ek dink baie keer is ons baie vinnig om die truth te gee, maar ons vergeet baie vinnig van die love deel. So ek wou net hierdie met julle gedeel het vandag. Dis iets wat regtig my pla eintlik die laaste ruk. Ek sien baie mense wat probeer korrigeer en korrek, maar hulle doen dit nie in liefde nie. Ek sien baie mense wat gereed is om woord te gee, maar dit kom uit 'n selfsugtige plek uit. Dit kom nie uit 'n plek uit van diens nie. Dit kom nie uit 'n plek uit van liefde nie. En as jy na Jesus gaan kyk, ek sê dit ook in die laaste hoeveel video's, Jesus was altyd kind. He was always kind with the Gentiles. He was always kind with the sinners. Yes, he gave them truth, but he gave them truth in love. En as Jesus by 'n situasie ingestap het, soos Saggeus en Matteus en al daai ouens, as hy daar ingestap het, was dit met liefde, en as hy daar weggestap het, was daai ouens verander. En kom ons sê, kom ons los dit die laaste gedagte. Stap jy met vrede in 'n situasie in, en los jy vrede as jy daar wegstap? Ek dink dit is iets wat nogal belangrik is. Een van my vriende se pa is 'n sendeling, en ons het by hom gaan kuier in Switserland 'n klompie jare terug, waar hy 'n gemeente begin het in Zurich in Switserland. En een ding wat hy vir ons geleer het, wat ek by hom geleer het, wat altyd by my sal wees, is hy het gesê, jy stap altyd met jou vrede in 'n situasie in, en jy stap altyd met jou vrede uit daai situasie uit. As jy nie met vrede daar uitloop nie, dan was dit nie 'n sukses gewees nie, en ek hou nogal van dit, en ek dink dit is gefondeer in die woord van Christus. So ja, ek wou dit graag met julle gedeel het, en ek is jammer vir die manier hoe hierdie video gebeur het. Dit was 'n moeilike paar dae, en soos ek sê, ek sit met 'n siek huis, almal letterlik my hele huis is siek, behalwe ek, en dank Vader vir dit. Nie dat hulle siek is nie, maar dat ek nie gevang is deur hierdie ding nie, en bid maar vir ons, en
Bid vir die bediening, bid vir Hansman en ja, ons is so dankbaar vir almal en die 10 kykers en die 10,000 kykers. Geen nie om hoeveel dit is nie. Ons is regtig dankbaar vir almal wat inskakel en kyk en ons hoop regtig ons video's beteken vir julle iets en maak 'n verskil in julle lewens en weer eens, ek nooi julle uit om my reg te help as ek iets misquote of iets uit konteks uit sê, maar dink net voor jy dit doen, of wat in liefde is en of wat uit 'n goeie plek uitkom. Ja, ek waardeer julle en ek hoop julle het hierdie video geniet. Ek sien julle in die volgende episode. Totsiens.